Môre mense, ek is TJ hier uit die Kalahari en dit is my stilte tyd hier uit die Kalahari. Vandag begin ons lees by Genesis 5 vers 15. Toe Mahalalel 65 jaar oud was, is sy seun Jered gebore. Na die geboorte van Jered het Mahalalel nog 830 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Hy was 895 jaar toe hy dood is. Toe Jered 162 jaar oud was, is sy seun Henog gebore. Na die geboorte van Henog het Jered nog 800 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Hy was 962 jaar oud toe hy dood is. Toe Henog 65 jaar oud was, is hy Methuselah gebore. Na die geboorte van Methuselah het Henog nog 300 jaar in 'n noue verhouding met God gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Hy het altesaam 365 jaar gelewe. Hy het sy lewe lank baie naby aan God gelewe. Toe het hy verdwyn, want God het hom weggeneem. Toe Methuselah 187 jaar oud was, is sy seun Lamech gebore. Na die geboorte van Lamech het Methuselah nog 782 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Hy was 969 jaar toe hy dood is. Toe Lamech 182 jaar oud was, is sy seun Noag gebore. Lamech het hierdie seun Noag genoem, want hy het gesê, hy sal ons opbeur in die vermoeiende handewerk wat ons moet doen, op die grond wat die Here vervloek het. Na die geboorte van Noag het Lamech nog 595 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Hy was 777 jaar toe hy dood is. Toe Noag 500 jaar oud was, het hy 3 seuns gehad, naamlik Sem, Cham en Jafet, tot sover. Kom gerus weer môreoggend, net na 6, dan lees ons verder.